Dit is 'n wonderlike voorreg om juis van julle te wees vanmôre. En dit is lekker om te begin terug te kom na normaal toe. Nou, ek wil sê, regter pastoor, is altyd die manier, dis ook, is bly vir wat hier is, maar mis nie wat hier is nie, maar ek probeer my best om vir mense te sê, ek dink ons is redelijk veilig, hoe ons die stoele omskik het en die mense vra om te sit en so, maar nog steeds is daar van ons senior mense wat sê, hulle is nog baie versigtig. Nou, ek is ook versigtig om die van ons lewensstijl en alles, ons moet onroekeloos word, dan vlak 1 nie, maar as daar heel lekker is, dat ons nie gaan weggaan nie is van die huis van die Here. Ons sy teenwoordigheid te wees, want sy mense, daar is toch iets spesiaal, dit was so lekker. En dit was vir my so lekker om laasweek daarom weer vir 'n slag, ek wil sê lewendig te preek, nie dat ek dood was toe ek gepreek het door die kamera nie, maar vooraf opname is daarom maar nie dieselfde as om in die kerk saam mense te preek, so ons is baie dankbaar. Ons is ook dankbaar en ek het net doen vanmôre dat die Here ons gehelp het en dat ons ook spesiaal baie dankie wil ek sê vir hulle wat ekstra bygedra het in die laaste maand. En onthou die begin van September het ons gesê dat as gevolg van die COVID en die dienste en al die ander goeders het ons groot tekort, dit was aanvanklik hier by 180.000 gewees en toe die laaste maand so 90.000 voorsien nadat ons die begroting met 30% gesny het, salarisse gesny het en alles. En ons het gevra as mense kan iets ekstra gee, ons is dankbaar. Die Here het ons gehelp met, ons het so 52.000 ingekry ekstra, plus dan ook was daar so 2 buitengewone tiendes gewees. En ek kan vanmôre sê, ek is dankbaar teenoor die Here dat ons het gelyk gepreek aan die einde van ons finansiële jaar op Woensdag was. Vir die eerste keer kon ons alles betaal, skuld ons niemand, niks nie, ek hou nie van skuld nie. Weet nie waar, as ek nou nie week ergens by 'n ou iets van skuld toe sê, ek nee, dit werk nie so nie. Die skrif sê, skuld niemand niks behalwe liefde. En dit was my lewensbeginsel, en daarom probeer ons altyd die einde van die finansiële jaar ten minste gelyk preek, en ons is dankbaar, en ek wil vanmôre ook baie dankie sê vir die wat getrou is met hulle tiendes, elke maand. Dit is die Here se manier om te voorsien vir sy werk. Hy sê die tiendes moet na die huis van die Here gaan, en dit voorsien in die behoeftes vir sy werk. En die wat getrou is, sê ons baie dankie, mag die Here jou ryklik seën. Ek weet dat die beloftes van die Here sal 'n werklikheid ook in jou lewe word. Nou soos ons tevrede gesê het, is ek opgewonde oor die woord wat ek vanmôre met deel, die woord wat die Here in my hart gelê het, laasweek vir hierdie week. En as ek het sê van my kant af, dan wil ek ook sê dat dit wat ek vanmôre met jou gaan deel en oor gaan praat, is seker die belangrikste preek van jou hele lewe. Dit is die belangrikste ding wat jy moet verstaan. As jy nie dit gaan verstaan nie, as jy nie, en ek weet dat ek voel nou, ek kan myself weer spreek later, want ek sê, jy gaan dit nie verstaan nie, maar ek hoop jy verstaan wat ek sê, as ek nou sê, jy gaan dit nie verstaan nie. Jy moet dit verstaan. En ek vertrouw dat jou hart op is, ek slaap weer, bid skryf, Here, help my net, dat ek dit wat in jou hart is, vanmôre kan oordra, en dit met mense kan deel. Nou, ons lewende lewe, wat ons geconditioneer is, dat daar is niks in die lewe verniet. Nou, ek onthou baie jare terug, toe ek nog die voorreg gehad het, my kinders by my in die huis gebly het, en daar was so laerskool daar, toe loop ek eendag saam met hulle by hierdie
winkelsentrum hieronder, daar is 'n koffiewinkel gewees, en dan sê tussen 2 en 4 in die middag, kan jy 'n koppie koffie drink en jy kry 'n gratis stukkie koek. En toe vra ek my kinders nou, wat sê daai bord? Opa, jy gaan 'n gratis stukkie koekie kry. Toe sê ek, nee, daai bord sê, hulle is nie besig tussen 2 en 4 nie. En hulle is so kliënte tussen 2 en 4, en hulle gaan nie gratis koek gee, dan sal nie elk geval in koffie dit dek en iets uit daai maak. En ek weet, ek het my kinders ook geleer, maar ek dink ons almal, en vooral ons ouer mense het al geleer, dat daar is nie so iets soos verniet nie. Hulle praat van 'n gratis middagete, daar is nie so iets. En ek dink, baie is al gevang met bemarking wat sê, dat as jy dit koop, dan kry jy dit verniet, maar op die einde van die dag is dit ingewerk in die prys, en is nie verniet nie, en jy verstaan waarom ons nie. So as 'n mens praat oor iets is verniet, dan is 'n mens dadelik skepties. Na donderdagoggend, toe sit ek kantoor, en hier kom iemand aan, en ek hoor Josef het opgemaak, en hy loop, en ek hoor die manne kom so nie agter my aangestap, en ek het geen afsprake gehad, wat ook al iemand kom sê nie, en Josef probeer my of my verduidelik, is iemand wat my wil sien, toe sal ek binne my deur, binne my kantoor, jy weet, staan met 2 groot 5 liter bottels sanitizer, en 5 500 ml leerbotteltjies en so, en die ou sê vir my, hy het dit net vir ons gebring, want dit is verniet. En nou onmiddellik is my haaklippen en versigtig, jy weet, ek het van niks gevra nie, en daar is niks verniet in die lewe nie. Nou dit was per toeval toe nou regtig verniet gewees, so een van die ander gemeentes het ons stoor wat sanitizer en botteltjies gekry het, wat hy in die omgewing van die kerk kon gratis gee. Maar ek vertel het maar net, ek het toe in die lig van die boodskap wat ek mee besig is, afgelope week, is my hakke net onmiddellik in, en sê my so, waar gaan jy my vang? Jy weet, en ek moes later vir hom sê, jammer dat ek so skepties was, of wat ook al, ek ontvang, en hier is rechtig verniet, jy weet, maar dit is just dood. Want dit is, ek het my bak sit, en ek hoop jy het dit in jou hart al, dat dit is maar hoe ons geconditioneer is. Ek wil vanmorgen sê dat die sentrale boodskap van die Bybel gaan daaroor dat God se genade is verniet. As 'n mens sê dat God se genade is verniet, dan sukkel mense om dit te verstaan. Hoe is dit moontlik? En daarom dink ek dit is 'n vreemde begrip vir mense om te verstaan, maar ons moet God se genade verstaan vanuit die Bybelse perspektief en nie vanuit ons perspektief van vernieuwing. En ek vertrou dat ek vanmorgen vir jou 'n blik daar kan gee, wat is die Bybelse perspektief op God se genade? Want God is 'n God van genade, dit is sy eienskap, dit is een van sy karaktertrekke. As jy die Bybel lees van die begin tot die einde, lees jy van God se genade, lees jy dat God het genade betoon, en dat God 'n God is wat genade betoon. Skrif sê, hy het nie verander nie, hy is nog dieselfde, en hierdie God betoon nog steeds genade vandag. Wat belangrik is, as tema van die boodskap van die Bybel, is dat God betoon genade teenoor mense wat het nie verdien nie. En dit is die wonderlike storie in die boodskap van die Bybel. En daarom as ek een tema vir vanmorgen se boodskap moet gee, en wie sê, waarom praat ek, dan sê die 1/2 van my tema is onverdiende genade. God se genade is genade wat nie verdien word. En daarom wil ek vanmorgen sê, dat God
genade gaan ons verstand te bowe. En daarom kan ek het so stel, dat die slegte nuus wat ek jou het vanmôre is, jy sal nooit Godse genade ten volle kan verstaan. Selfs al volgens 'n preek, sal jy 'n begrip daarvan hê, jy sal 'n sekere verstaan hê, maar ek wil vir jy sê, dat ek wat oor die 50 jaar in 'n verhouding met die Here, persoonlike verhouding met die Here lewe, en die woord bestudeer en lees, word nog altyd verras deur God se genade. God se genade is nog steeds besig om verby te beweeg by wat ek verstaan en wat ek weet. En terwyl ek hierdie week weer daarna gekyk het en daaroor Paulus het gedink het, dan besef ek net die grootheid en die omvang van God se genade is baie groter as wat ek en jy ooit sal kan verstaan. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is, dat al verstaan jy nie, als jy nooit God se genade ten volle kan verstaan nie, kan jy God se genade persoonlik in jou eie lewe beleef en ervaar. Dit kan 'n werklikheid in jou eie lewe wees. En al is dit 'n stuk werklikheid van jou lewe, wat jou verstand te bowe gaan, wat jy nie kan begryp en verstaan nie, kan jy die werklikheid daarvan leef en die effek daarvan in jou eie lewe beleef en ervaar. En ek vertrou dat vanmôre se boodskap jou ook daarin gaan help. Ek wil 'n paar punte maak rondom wat is die Bybelse perspektief rondom God se genade. En ek gaan 7 dinge doen. Daar seker baie ander volledigheid of wat ook al, wat ek die 7 belangrikste goed wat ek opgetel het en wat die skrif vir my na vore bring oor God se genade is die volgende. Die eerste plek is dat God is die bron van genade. Hy is die begin en die einde van genade. Tegen God as die bron van genade is dat genade is onuitputtelik. Eenvoudig gestel, daar sal altyd genade wees. Is dit nie wonderlik vanmôre te besef dat vir my en vir jou en vir wie ook al sal daar altyd genade wees. Jy sien, want genade se oorsprong is God self. Die tweede belangrike ding wat ek wil beklemtoon is dat God se genade is ten volle deur sy seun Jesus Christus geopenbaar. Ek wil sê, deur Jesus Christus gedemonstreer. Hy was die volheid van God se genade. En die skrif sê baie daaroor en leer baie daaroor, maar ek wil net 2 verse lees in die woord van jou nuwe lewende vertaling, en dit is Johannes die 1ste hoofstuk vers 16 en 17. Hy sê uit sy volheid het ons almal 'n oorvloed genade. Kan nog van nou oorvloed, ons het 'n oorvloed genade ontvang. Die wet is deur middel van Moses gegee. Die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. En dan is daar so 'n sterretjie by genade in hierdie vers, die 2 keer wat dit gebruik word. En dan is daar 'n nota onderaan wat sê, onverdiende goedheid. Onverdiende goedheid. Die derde punt wat ek wil maak is, dat die Bybel vir ons baie duidelik beklemtoon dat God se genade is vir almal. Een en elke persoon. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Dit maak nie saak wie of wat iemand anderste is nie. God se genade is ook vir daardie mense en tot beskikking van daardie mense. Dit is ook tot beskikking vir jou. Jy is nie uitgesluit uit God se genade as 'n objek van God se genade. Daar's genade ook vir jou. Die volgende belangrike punt is dat God se genade kan nie verdien word. Met
ander woorde, ek kan niks doen, dat ek daarop kan aanspraak maak, dat ek sê dis my reg, ek verdien daai genade. Ek wil dit miskien ook op 'n ander manier stel en sê, ek wil geen teenprestasie vir God se genade doen. God se genade kan nie verdien word nie. God se genade is gratis, maar dit is nie goedkoop. Dietrich Bonhoeffer het dit gesê, dat God se genade, al is dit gratis, is dit nie goedkoop nie, want dit het die lewe van sy seun Jesus Christus gekos. Paulus skryf dit baie duidelik as hy sê dat dit het 'n duur prys gekos. Die hoogste prys. Johannes skryf, Johannes 13 sê, daar is nie 'n groter prys nie, daar is nie 'n groter liefde dat iemand sy lewe vir ander mense aflê. So dit is nie goedkoop genade nie. Dis duur genade, maar dit is gratis. Die 5de punt wat we willen maak is dat God se genade is genade ongeag. Ongeag jou sonde. Ongeag wat jy gedoen het. Daar is genade. Jou sonde kan genade nie weerhou. Dit wat jy verkeerd gedoen het, kan jou nie weerhou van God se genade. En ek wens ek het tyd gehad vanmôre om oor elke punt meer te sê en ek ervaar het hier. Ek wens ek kan meer oor die skrif en stories vertel en sien dat as jy die Bybel gaan lees en jy lees dit as 'n storieboek, elke boek, dan is dit wonderlik dat jy dit sal lees en kan sien dat niks het mense weerhou van God se genade. Nie Israel se hardkoppigheid nie rondom gehoorsaamheid nie sonde wat hulle gedoen het nie, en as ons na individue toe gaan, om niks hulle weerhou van God se genade. God se genade was altyd daar gewees, was altyd tot hulle beskikking gewees. Volgende belangrike punt is dat God se genade maak van niemand 'n skuldenaar. As ontvanger van God se genade beteken nie ek skuld God iets nie. En ek dink dit is hier waar mense baie sukkel om God se genade te verstaan. Want jy sukkel dat dit is gratis, om te verstaan is gratis, dis verniet, dis onverdiend. En dit veroorsaak dat mense sukkel om hulle lewe oop te maak en ontvanklik te wees vir God se genade. En as hulle op die plek kom waar hulle oop en ontvanklik is vir God se genade, dan kom hulle op 'n plek waar hulle, as ek dit so kan sê, 'n teenprestasie probeer lewe vir die genade van God wat in mense lewe is en manifesteer. Niks kan in ruil gedoen word vir God. As die skrif reg verstaan, dan sê die skrif vir ons, dat alhoewel genade goeie werke tot gevolg het, die genade van God in my lewe, die genade van God wat er werklik in my lewe gaan, die gevolge daarvan lei, dat ek 'n ander lewenstyl sal lewe, en die gevolge daarvan is dat daar goeie werke na vore kan kom, maar die goeie werke is nie as 'n teenprestasie nie, dit is nie as 'n ruil vir God se genade nie. Ek en jy kan niks doen om God terug te betaal vir sy genade. Die laaste punt wat ek wil vanmôre sê is dat God se genade is alles omvattend. Dit sluit elke gebied en elke terrein van ons lewens in. Dis nie net 'n geestelike genade nie. Dis ook 'n fisiese genade, as ek dit so kan stel.
As jy mens die skrif gaan lees en die stories gaan lees wat daar is, dan sien 'n mens dat God nie net genade op 'n geestelike wyse betoon nie, maar ook op 'n fisiese wyse. Dat God nie net sy volk geestelik verlos nie, maar dat hy ook sy mense fisies verlos. God genees mense. God bevry mense uit haglike omstandighede. God verander mense se fisiek. Die genade van God verander my nie net geestelik nie, as ek dit so kan stel, maar dit verander ook my fisiese omstandighede. En ons baie stories wat ek kan vertel uit my 40 jaar se bediening, van waar mense uit haglike omstandighede, en God se genade in hulle lewe ontvang het, en God se genade werklikheid geword het, en dat hulle fisiese omstandighede het soos dag by nag verander. So God se genade is alles omvattend. Nou wat is die implikasies van God se genade? 2 punte. Die implikasie van God se genade is dat daar is geen veroordeling as gevolg van sonde en God se geregtigheid. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek hou van die boodskapvertaling wat sê, goeie nuus, God se oordeel is vir altyd verby vir ons wat aan Jesus Christus behoort. Nuwe Lewende Vertaling sê dat die oordeel is nou heeltemal weggeneem. Ten volle. Dis die implikasie van God se genade. En Paulus skryf dit, en dit is interessant dat as jy Paulus se briewe gaan lees, dan begin hy elke brief met verwysing na God se genade. En hy eindig elke brief met verwysing van genade. En veral in Romeine, ons gaan nou by Romeine skrif stil staan, waar Paulus probeer verduidelik die genade van God. En Paulus probeer mense laat verstaan, dat as jy nie in God se genade is nie, as God se genade nie 'n werklikheid in jou lewe geword het nie, dan is jy onder God se oordeel. Maar as die genade 'n werklikheid in jou lewe geword het, dan is jy nie meer onder die oordeel. Dan is daar geen veroordeling vir jou nie. Die oordeel is heeltemal weggeneem. Die tweede belangrike punt wat ek wil wys oor die implikasie, die betekenis van God se genade in ons lewens, is dat wanneer God se genade in ons lewe deel word daarvan en ons 'n deel maak van ons lewe, dan kom ons in 'n posisie van genade. Nou, miskien is die term 'n posisie van genade tipies ons ouer geslag se taal. En ek dink daaraan, pas so Frederik gebruik die woord, en die jonger mense gebruik die woord, die spasie. Wat is spasie? Jy weet, as jy nou lees, ons so spasie en so spasie. En al die goed, so ek probeer nog al die spasies verstaan. Maar dit kom vir my hierby uit, dat wanneer jy onder God se genade kom, wanneer God se genade deel van jou lewe kom jy op 'n plek in jou lewe, waar jy in 'n posisie van genade is. Nou as 'n mens dit moet afmerk op wat ook al, of jy te wys 'n spasie, 'n posisie, dan beteken dit dat jy jouself op 'n plek bevind, waar jy, wil ek sê, toegevou word, waar jy beskerm word deur God se genade. En Paulus skryf so ietsie daarvan in Romeine 5 vers 1 en 2. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus,
deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Deur Jesus Christus verkry ons toegang tot die genade, maar dan is dit nie net 'n eenmalige momente, iets wat gebeur en dan is die gebeurtenis verby nie. Nee, dan kom ek in 'n posisie, kom ek in 'n plek waar ek begin leef in genade. Nou ek het agtergekom dat mense sukkel om hierdie konsepte te spreek, te verstaan. Ek het 'n spreekwoord wat ek sê, die genade is groter as die wet. En dis een van my lewensuitgangspunte, dat die genade is groter as die wet. Mense leef in 'n posisie van genade. Kom ek lees dit weer, hy sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waar ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So my hoop is op die genade van God. God se genade gee vir my toekoms. God se genade maak 'n verskil in my lewe. Die 83 vertaling sê, en ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Die laaste punt wat ek wil maak vanmôre is, hoe kry mens deel aan hierdie onverdiende genade van God? Hoe ontvang mens dit? Hoe word dit 'n werklikheid in 'n mens se lewe? In die eerste plek wil ek vanmôre sê dat jy moet besef dat dit is 'n geskenk. Dis onverdiende genade. God gee dit ryklik en vrylik en jy moet dit ontvang. Jy sien, as ek 'n geskenk vir iemand wil gee, moet daai persoon die geskenk ontvang. Nou ek het groot geword, my ouers het my geleer, geskenk is 'n geskenk en jy is dankbaar, maak nie saak of hy groot of klein is nie. Maar ek het insidente in my lewe gehad waar ek deel van 'n kom ons sê 'n gemeenskap of 'n groep was wat ek die leier van was en ons het aan iemand 'n geskenk gegee namens die groep. Toe word ek geroep. En toe ek instap, toe word die deur agter my toegestoot. En toe is daai geskenk, wat volgens my 'n redelike geskenk was, in randwaarde, want dit was nog 'n check, jy weet, en dit was nog nie groot besigheidschecks. Toe is hy so klein opgevul, en die persoon stoom, en hy blaas, en hy is rooi in sy gesig, en hy vertel my fortuin. Ek is skoon uit die veld uit geslaan, en hy gee daai geskenk terug. En hy sê dit basies is dit is wat jy wil gee, kan jy dit nou. Nou, vertel het as hy is raas, dat jy wil sê, 'n geskenk moet ontvang word, dit moet, kan ek die Engelse woord gebruik, dit moet embrace word. En hoe vat die mens God se genade? Deur jouself daarvoor oop te maak, jouself daarvoor ontvanklik te maak en dit ontvang. En hoe ontvang 'n mens dit? 'n Mens ontvang dit deur geloof. Dit word slegs 'n werklikheid in jou lewe as jy glo dat Jesus Christus is die Seun van God, dat hy aan die kruishout gesterf het tot vergifnis van jou sondes, dat hy die prys in jou plek betaal het, dat hy opgewek is op die 3de dag, en dat hy vandag aan die regterhand van die Vader sit, en vir jou voorspraak doen. Dis jou ewigste doel. Ek wil vanmôre dit so
sterk stel, dat niemand kan bekostig om nie dit te glo, dat Jesus Christus is die Seun van God. Dit is wat die Bybel ons vertel, die hele Bybel is daarop vertel, die Evangelies is daarop gefokus, om te bevestig, om te help dat almal kan glo dat Jesus Christus is die Seun van God. Want Jesus Christus is die bemiddelaar van die God se genade. As ek het so kan stel, dat Jesus Christus is die kanaal wat deur God se genade na ons te kom. Die Nuwe Lewende Vertaling van Romeine 5 vers 2 sê, deur Jesus Christus het ons deurdat ons glo toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade waar ons nou bevind en ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gee. Boodskapvertaling stel so mooi as hy sê, Christus het die deur van God se genade waarwyd oopgemaak vir ons. Waarwyd oopgemaak. Niemand kan daai deur toemaak. Dis 'n deur wat oop is vir elke persoon. En deur Jesus Christus aan te neem, beglo dat hy Seun van God is, om aan te neem as jou persoonlike verlosser en zaligmaker, ontvang jy God se genade in jou lewe. Ontvang jy God se vergifnis in jou lewe. Maar die tweede punt wat ek maak, jou geloof deur Christus, ontvang jy jou genade, maar ook jou erkenning dat jy genade nodig. 'n trotse mens kan nie hierdie geskenk ontvang. 'n mens wat nie wil erken, ek het genade nodig, ek het God se genade in my lewe nodig, kan dit nie ontvang. Het kan nie 'n werklikheid in 'n mens se lewe word as jy nie erken. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, as ons sondes erken, as ons ongeregtigheid erken, God is getrou en God is regverdig om ons al ons sondes, al ons ongeregtigheid te vergewe. En alles is alles. Spreuke 28 vers 13, nog een van my geliefde skrifgedeelte sê, hy wat sy sondes bedek. Hoe bedek jy met jou sondes? Jy erken dit nie. Jy maak verskonings daarvan, jy probeer dit regverdig. En ek onthou my ma, dis ek een van die grootste lewenslesse wat sy geleer het in die lewe, so al is dit dan een van my komlesse. Sy het altyd, as sy vir my kwaad word, en sy kon baie kwaad word, vir my, ek het nie altyd verstaan, maar as sy kwaad word, en sy vang goeders aan, jy weet, die ma my poppels vlieg, die radios met stukken geslaan, ek word kop oorgeslaan, en die vuiste word ingeklim, en as dit dan voorbij is, en sy kry nou jammer van wat sy gedoen, en so vir my sê, wie diegene deur wie die kwaad. En dis ongeskryf wat sy moet probeer aanhaal. In ander woorde, wat ek het gebruik as 'n voorbeeld, is dat sy nie persoonlike verantwoordelikheid wil ervaar van haar optrede. En dit is wat Spreuke 28 vers 13, as jy nie persoonlike verantwoordelikheid wil ervaar vir jou sonde, vir jou ongeregtigheid, vir jou verkeerde lewe, en erken dat jy God se genade nodig het, sê hy, sal jy dit nie ontvang. Hy sê, hy wat sy sonde bedek,
sal nie genade ontvang. Maar hy wat sy sonde bely en dit laat staan, sal genade ontvang. So daarom sê die belangrike ding is, deur geloof en deur erkenning, dat ek die genade nodig. Nou as ons Paulus so groot briewe gaan lees, dan sê Paulus, jy weet, ek was die grootste sondaar van almal. Ek, as ons mense gesproken praat, is die ou wat die minste verdien het. Ek is die ou wat het laaste moes kry as daar genade oor was. Hy sê, maar ek was die een gewees, wat die meeste nodig gehad het. Ek wil vanmorgen sê, daar kan niemand bekostig om te sê, dat ek het nie Godse genade in my lewe nodig. Was het nie vir sy genade? Waar sal ek en jy vanmorgen gewees het? Wat sal van ons geword het? Wat die ellendige mense sal ons nie gewees het nie? Wat die ellendige lewe en toekomst ons gelewe het? Maar ons het vanmorgen toekomst, ons het iets om na uit te sien. Ons het een lewe om te lewe, omdat ons genade op genade van God in ons lewens kan beleef en ervaar. Efesiërs 1 vers 6 tot 8 lees ons vol. Daarom prys ons Godse grootheid. Deur sy seun wat hy lief het, het hy genade aan ons gegee. Deur sy geliefde seun is ons verlos deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy so ietsie van Godse genade wil verstaan, dan hoop ek kan het vastmaak met twee begrippe. Onverdiende genade en genade sonder grense. Vertel dat dit wat jy gehoor het, is dat daar is geen einde aan Godse genade. Daar is geen perke aan Godse genade. En hy sê, gee dit alles vir ons deur sy seun, Jesus Christus, wat sy bloed vir ons gestort het. Net voor die Here Jesus gekruisig het hy dit wat ons noem vandag die nagmaal ingestel. Hy het brood gevat en het gebreek en hy sê, dis die symbool, dit is dit wat jy altyd gaan moet herinner aan my liggaam, wat vir julle verbrysel is. En so het hy met die vrug van die druif gevat, en hy het gesê, dit moet julle herinner aan my bloed. En toe Here hierdie boodskap op my hart lê, toe lê dit in my hart en sê, dat elke keer wanneer jy nagmaal gebruik, dan moet die nagmaal jou herinner aan Godse onverdiende en grenslose genade vir jou. Nie net in die algemeen nie, maar vir jou. Godse onverdiende en grenslose genade vir jou. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 kan eintlik vers, so paar ander vers ook by dit lees, so luister maar net, jy kan dit gaan volg as jy weer my boodskap luister. Vers 1 sê, as gevolg van jou verkeerde lewe en sondes, was julle ook geestelik dood. Vers 4, maar Godse ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons lief gehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, hy ons saam met Christus lewend gemaak het. Dis Godse genade wat maak dat julle verlos is. As daar iets is wat ek en jy nooit mag vergeet, is dat het Godse genade is, wat ons in 'n posisie van genade bring. Dis Godse genade, wat 'n
skuld in ons lewens gemaak het. En dan gaan Paulus aan, en hy skryf vers 8, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het, en julle verlos gekom het, nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie gevolg van julle dade nie, niemand kan daaroor groot praat. Die vertaling waarmee ek groot geword het, en ek goed ken op hierdie vers sê, want uit genade is julle gered, nie deur die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Ons moet nooit vergeet, as ons die seën van God in ons lewe ervaar, die guns van God ervaar in ons lewe, dan is dit alles genade. Dit begin en dit eindig by God se genade. En wanneer ons nagmaal gebruik, dan herinner dit ons aan God se genade. My laaste skrifgedeelte vir vanmôre, is Romeine 11 vers 6, en ek lees dit ook in die boodskap vertaal. Hy, verwys dit na God in Jesus Christus, hy red mense sonder dat hulle dit verdien. As mense hulle redding moes verdien, dan is God mos nie meer 'n genadige God. So ek vanmôre 'n wonderlike boodskap vir jou, om te weet jy hoef niks te doen om God se genade te verdien, behalwe deur jou geloof in hom te plaas, jou lewe vir hom op te maak, en dit ontvang, dit omhels, en dit deel van jou lewe te maak. God se genade is onverdiend en grensloos. Ek het vir Janine gevra dat ons die koortjie voorberei en dat ons sing, en ek vra die voorstanders na vore kom. En ek wil hier vanmôre hierdie lied sing. En ek vertrou jy sing anders as wat jy nog ooit gesing het. Amazing Grace. Dis 'n lied wat my nog altyd in die hart kom. Dis 'n lied wat my nog altyd laat nie na vleis kry. Dis 'n lied wat my help om uit my hart uit te kan sit en te verklaar en sê, wat 'n groot genade. En ek wil dat jy dit vanmôre sal verklaar. Ek vertrou vanmôre dat jy jou hart en lewe oopgemaak het. Ek vertrou vanmôre dat jy die genade sal. Ek vertrou vanmôre dat jy sing dit uit 'n posisie van genade. Jy verklaar dit vanmôre en jy sê, ja, ek kom al hier. Ek het niks op myself oor te doen, ek wil net sê, was het nie vir genade nie, dan was het nie gebed nie. Is het nie vir genade nie, dan is ek nie wat ek is vandag weer. Kom ons gee aan die Here die eer vir ons. Kom ons sê, ons het ons hande op en ons hande bid die Here in die koor van
laat het vanmorgen in jou gees vast. Ons gaan het na die tyd gebruik. Laat we net hier net vast. As een symbool van dit wat jou herinner aan sy genade vir jou en jou lewe. As jy vanmorgen weer opnieuw jou lewe moet oopmaak vir sy genade, wil jy net nie vat en jy vanmorgen net sê, Here, laat hy oorvloed van genade, oorvloed op my lewe moet word. Here, ek dank jy vanmorgen, daar sal altyd genade wees. Dat u is die waarborg van daardie genade. Here, dankie Here, dat niemand is uitgesluit daarvan. Dankie Here, dat niks kan verhinder dat u genade in ons lewe werklikheid word. As ons geloof en vertroue in u plaas. As die een wat gesterf het aan die kruishout van Golgotha en opgestaan het triomfantlik oor graf, dood en hel. Dankie Here dat ons vanmorgen van hierdie elemente kan eet en drink in herinnering van die groot onverdiende genade. Halleluja. Ek wil bid dat jy op my hart leg. Kervaar my gees vanmorgen, is iemand wat regtig behoefte het om my genade te ervaar. Here, ek wil bid dat u vanmorgen die volheid van die genade sal manifesteer. En die hart sal uitstoot. En die hart sal gee dat mens dit sal ervaar. Dit sal beleef. Here, dat die grootsheid daarvan vanmorgen 'n besondere belewenis en ervaring sal wees. Here, ons dankie daarvoor. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Ek kan op jy eie